se woord. Jy kan op die bord volg, jy kan notas maak. Jesaja 6 vanaf vers 2. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here, die God van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Dan Openbaring 4 vers 8. En die 4 lewende wesens het elk vir hom 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou, dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was, en wat is, en wat kom. Sonder ophou, dag en nag. En van daardie gedeelte in die Bybel is daar 'n lied geskryf, and the angels cry, holy. Day and night, night and day, let our worship rise. Daarom sing ons hierdie liedere rondom die heiligheid van God. En eintlik kan ons dit elke dag sing, nie net hier in die kerk nie, maar in jou binnekamer, in jou kar, en by die huis en by die werk. Heilig, heilig, heilig. Van al God se karaktereienskappe wat in die Bybel genoem word, is sy heiligheid die enigste een wat ons as te ware tot die mag van 3 verhef. Word tot die mag van 3 verhef. In die Ou en die Nuwe Testament, en dit het ek nou vir jou gelees, uit Jesaja en uit Openbaring, tot die mag van 3, die enigste eienskap van God wat verhef word, heilig, 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 wonderlik. So God se heiligheid verwys na die skoonheid van sy wese. Skoonheid van sy wese. En ons sien in die Bybel telke male dat mense wat 'n besonderse ervaring met God gehad het, wanneer hulle hom beleef het, dan was hulle oorweldig deur die heiligheid van God. Elke keer in die Bybel waar daar 'n voorbeeld is waar mense te make gekry het met die heiligheid van God, is hulle oorweldig oor sy heiligheid. So ek wil volgende met jou praat, en as ons 'n tema wil bysit, kan ons sê, God se heiligheid vereis 'n reaksie. It demands a response. God's holiness, God se heiligheid vereis 'n reaksie. En dan wil ek vir jou sê, en ek wil sommer die boodskap vooruitloop, die enigste reaksie wat dit kan wees, wat dit kan uitlok, behoort uit te lok, is om in eerlikheid, nederig, om voor God te staan met vrees en bewering in jou hart. Dis die enigste reaksie. As jy eerlik is, onmiddellik is daar 'n nederigheid, 'n oorgawe en 'n ontzag, 'n vrees, 'n respek vir wie jy mee te doen het op daardie oomblik. 'n Bietjie later sal ons praat oor die definisie van God se heiligheid. So die paar sondae wat kom, wil ek met jou hieroor praat. En die definisie sal ons 'n bietjie later by uitkom. Vanoggend wil ek hê dit moet dien as fondasie, as inleiding vir ons gesprek oor die heiligheid van God. Ouers, daar word baie gepraat oor die heiligheid van God. Ons sing baie liede, ons het vanoggend liede gesing oor die heiligheid van God. Maar weet julle wat, ek wil dit met hart vir sê, ek dink daar is soveel Christene wat hierdie diep gevoel van wie God werklik is, hulle dit vergeet. Ek dink so. Ek dink daar is baie kinders van die Here wat hierdie diep oortuiging van wie God werklik is, hulle dit verloor. Al die voorbeelde in die Bybel is onmiskenbaar. Wanneer sondige mense in die heiligheid van God staan, wanneer hulle met die heiligheid van God gekonfronteer word, is die reaksie nooit toevallig of terloops nie. Daar's altyd 'n reaksie. En ons sien 'n reaksie, en ons gaan daarby stil staan. Ons sien 'n reaksie van ontzag, van respek, van eerbied.
van amper voor hom neerval, soos 'n dooie, wanneer jy in God se heiligheid kom. Daar's 'n bewustheid van by die persoon, van hoe onwaardig hy of sy is, in daardie oomblik. In Pinksterkringe wil ek ietsie uitlig. Dink in ons Pinksterkringe, ouens, vereenselwig ek en jy, en mense vereenselwig baie keer die heiligheid van God, vereenselwig dit met die heerlikheid van God. Wanneer daar in 'n diens 'n heerlikheid van God neerdaal, en jy ervaar hierdie glorie, hierdie heerlikheid, dan sê ons vir mekaar, dis nou 'n heilige oomblik. Ons ervaar heerlikheid, en ons vereenselwig dit met heiligheid, en in daai heerlikheid, dan sê ons is nou op heilige grond. En dis wonderlik. God se heiligheid en God se heerlikheid gaan saam. Kan dit nie van mekaar afskei nie. Maar ek wil dit sê, God se heiligheid is nie daar om ons te vermaak nie. God se heiligheid is daar om ons as mens te konfronteer. Hoor jy? God se heiligheid is nie daar om jou en my te vermaak nie. Eerder om ons te konfronteer. Ons praat daaroor. Kom ek noem vir jou 'n paar voorbeelde in die Bybel. Ek het vir jou gesê, wanneer mense met God te doen het, dan was daar 'n reaksie. En daai reaksie was elke keer dieselfde. Volg saam met my, ons eerste voorbeeld, Moses by die brandende bos. Heilige grond, in Eksodus hoofstuk 3, vanaf vers 5, lees ons dit. En hy sê, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af. Hoekom? Want jy staan op heilige grond. En nou is hierdie ding, Moses was nie op soek na 'n heilige ontmoeting met God nie. Hy was besig om sy skape op te pas. Dis waarmee hy besig was, dis waar sy fokus was. Maar God se heiligheid kom en onderbreek Moses se roetine. Die vuur het gebrand. Die bos het nie verteer nie. En skielik kom Moses nader en hy besef, maar hierdie is nie 'n gewone natuurverskynsel nie. Hier het ek te maak met God. Hy besef dit. Trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. En Moses besef hierdie, dit wat hier gebeur, is God. So voordat God sy naam openbaar, is interessant, en voordat God sy plan openbaar, en voordat God sy krag openbaar, openbaar God aan Moses sy heiligheid. Is interessant, sy heiligheid. Trek jou skoene van jou voete af. Ouens, in die kultuur van daardie dag moet jy verstaan dat wanneer jy jou sandale uitgetrek het, dan was dit 'n gebaar van nederigheid, van eerbied en van onderdanigheid. So Moses het presies geweet wat God vir hom sê. En God se boodskap was eintlik baie dieper. God se boodskap aan Moses was, Moses, jy kan nie op jou terme tot my nader nie. Trek jou skoene af. Verneder jouself. Wees nederig. Daar moet 'n oorgawe wees. Daar moet 'n onderdanigheid wees. So heiligheid in die eerste plek, ouens, vereis afstand. Eerbied. Gehoorsaam. Die tweede voorbeeld is Israel by die berg Sinai. Vrees voor God se heiligheid. Eksodus hoofstuk 20. Ek gee net vir die skrifte, jy kan die verhaal gaan lees, die konteks gaan lees, maar ons dink, julle gaan my volg, julle weet waarvan ek praat. Eksodus 20 vers 18. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die bassein en die rokende berg gemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Sien jy weer eens die reaksie? Vrees, ontzag, versigtigheid. Dieselfde God wat hulle uit Egipte land uitgelei het, is die God wat nou sy heiligheid aan die volk openbaar. Daar was donderweer en daar was vuur, en daar was rook en daar was bewing.
Hoekom? Hoekom was daar vrees? Want heiligheid, God se heiligheid ontbloot sonde. Dis waar ons versigtig moet wees. Toe die volk hierdie berg sien en dit rook en donderslag, het hulle nie gesê, kyk hoe opwindend. Wat het hulle uitgeroep? Ons is bang. Ons het te make hier met iemand groter as onsself. God se heiligheid kan nie geïgnoreer word. Die volk besef, ons is nie soos hy nie. Nou is wanneer ek en jy met God se heiligheid te doen kry, gaan jy besef, en ek besef, ons is nie soos hy nie. Hulle die gaping tussen 'n heilige God en 'n sondige volk het hulle raak gesien. En hulle het op 'n afstand bly staan. Derde voorbeeld, die ark by die Jordaan, waar die volk moes intrek en daar opdrag gegee word hoe hulle moet intrek. Josua hoofstuk 3 vanaf vers 3, en aan die volk bevel gegee en gesê, dis nou die opsigters wat deur die laat gaan en hulle gee hierdie opdrag vir wanneer die volk die volgende dag moet deurtrek. Net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien, soos wat julle die ark sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek, agter die verbondsark. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees. Daar moet 'n afstand wees, jy kan dit gaan uitwerk, min of meer tussen 900 en 1000 meter. Afstand, wat daar moet wees tussen die volk en die ark wat vooruit gaan. 'n Afstand. Hoekom 'n afstand? Omdat die ark op daardie stadium die heilige teenwoordigheid van God vereenselwig het in die volk. So dit was nie om hulle te straf nie, dit was vir beskerming. Weereens die afstand. En wat God vir sy mense wil leer, is dat my heiligheid, o volk, moenie ligtelik met my heiligheid omgaan nie. My heiligheid is nie 'n gewone saak nie. Dis die boodskap van die afstand. Laat daar 'n afstand wees. En moet dit nie, die Engels praat van casually, moenie dit net casually met my heiligheid omgaan nie. Ouens, ek en jy mag nooit in ons konteks in 'n diens sit waar ons glo wat die Here sê in sy woord, waar 2 of 3 by mekaar is, daar is ek in hulle midde. Daar is my heerlikheid en my heiligheid in hulle midde. Mag ek en jy nooit in enige diens waar ons glo God teenwoordig is, apaties staan en die hele gemeente is besig met God en ek en my gedagtes is op 'n ander plek. Ons kan nie gemaklik omgaan met God se heiligheid. En hoeveel keer gebeur dit? Hoeveel keer het ons voorkeure en afkeure en dis nie na my smaak nie. En ek het dit verwag en ek het dit verwag en nou kry ek dit. En ek staan hier op heilige grond. En ek is gemaklik met God. Kom laat ons iets daaruit leer. So terwyl die volk heilige of nuwe gebied sou betree, het God se heiligheid nie verander nie. Dis wat hy vir hulle wou leer. En ek en jy mag nooit God se heiligheid as alledaags beskou nie. Wanneer jy bid, is jy besig met 'n heilige oomblik. Wanneer jy regtig bid, dan sit jy die selfoon aan die een kant. Jy maak die deur toe. Jy weet my? Daar moet altyd hierdie respek wees. I enter the holies of holies. Ek beweeg nou in God se heilige teenwoordigheid in, terwyl hy ook in my leef. Elke dag. Maar ons moet versigtig wees, omdat die Heilige Gees elke dag in ons woon, moenie God se heiligheid as alledaags beskou nie. Het jy dit? Nog 'n voorbeeld, Jesaja
visioen wat hy gesien het in die tempel. Jesaja 6 vers 1. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan en elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander een toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leefskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. En hier is Jesaja se reaksie. Toe het ek gesê, wee my. In ons taal, arme ek. Ek is verlore. Dis sy reaksie. Want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leefskare gesien. Hy het ontmoet hom en hy sien die heerlikheid van God en onmiddellik ontbloot dit hom as mens. En hy sê ek is verlore, Here. Want ek het die heerlikheid gesien. Ek het gesien hoe hoog verhewe, hoe heilig is U. Moet met jou praat volgende Sondag en die definisie van God se heiligheid. Wat is dit? Jesaja was 'n profeet. Was 'n man van God. Maar toe die heiligheid van God teekom, het hy nie gespog met sy titel nie. Hy het nie geroem in sy posisie nie. Die ontzag en gewig van God se heiligheid het hom laat uitroep, o arme mens, ek is verlore. God se heiligheid het Jesaja se selfvertroue ontneem. Hoor die konteks. En hy het sy sondige natuur ontbloot. Wie men oor dink. Maar God was Jesaja begenadig. Hy het hom gereinig. God se allerheiligheid kom nie om jou en my te veroordeel nie. Dit kom veel eerder om jou en my te suiwer. Kom om ons te reinig. 'n Laaste voorbeeld wat ek vir jou wil doen. Petrus, toe hy gesien het, toe hy baie visse gevang het. Lukas 5 vers 8. En toe Simon Petrus dit sien, hier is sy reaksie. Val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my, Here, ek is 'n sondige man. Ouens, as die heerlikheid van God, as die heiligheid van God, as daar 'n bewussyn in jou hart kom oor wie hierdie heilige God is, wil ek vir jou sê, ons gaan dieselfde reageer. Petrus besef in daai oomblik, toe hy hierdie wonderwerk sien, hoe almagtig, hoe heilig, hoe gans anders God is. Sê, Here, gaan van my weg. Ek is sondig. Petrus het al voorheen wonderwerke gesien. Hierdie een het hom in sy hart geruk. Maar hy het gepraat in die begin, mag daar 'n oomblik wees in hierdie diens vanoggend, waar jy en ek die heiligheid van God vir 'n oomblik kan beleef. Sluit jou oë vir 'n oomblik. In die sangdiens het ons reeds heerlik gesing. Daar was 'n beweging in die heerlikheid en die heiligheid van God. Kan ek en jy net vir 'n oomblik indink, o Here, hoe groot is U naam? Holy forever. Al wat Petrus kon uitkry, Here, ek is sondig.
is 'n sondaar. Kan ek vir jou vra daar waar jy nou sit? Hoor my mooi. Ek wys die vinger nie. As ek vir jou 'n woord voorberei, dan praat die Here eers met my. Maar is jy bewus in jou hart op hierdie oomblik van dinge wat jy doen wat nie reg is nie? Is daar sonde in jou lewe? Kan ek jou regtig vra? Jy sal weet, ek sal weet. Hierdie is 'n oomblik waar jy nou na God toe kan kom en sê, Here, ek is 'n sondaar. Vergewe my. Here, vergewe my. En dan kan jy dit voor God noem. Reinig my, Here. Heilig my in hierdie oomblik, o God. Dat wanneer ek hier staan en wanneer ek weer kom en wanneer ek sing, dat ek dit met vrymoedigheid kan doen. Dat ek met opregtheid my oë kan sluit en my hande kan ophef en geregverdig voor U staan. In die regte posisie voor U heiligheid. Miskien is daar van julle wat dalk nou so gesprek met God moet hê. Doen dit dan nou. Hy weet in elk geval wat in jou en my lewe aangaan. En hoor mooi, ek wys die vinger nie, ek wil nie oordeel nie, ek wil nie jou, maar ek wil tog vir jou sê, gemeente, ek ingesluit, ons het te maak met 'n heilige God. En ons mag nooit gemaklik raak met sy heiligheid. Ons moet altyd weet met wie ons te doen het. Veral wanneer sy kinders dan in 'n oomblik koöperatief saamkom. Baie dankie. En al hierdie voorbeelde wat ek vir jou genoem het, ouens van Moses, die volk, Josua, Jesaja, Petrus, en al daai voorbeelde, daar's ander voorbeelde nog in die Bybel. Dink maar aan Paulus, so ontmoeting wat hy met God gehad het. En al hierdie voorbeelde lok God se heiligheid 'n reaksie uit. God se heiligheid ontbloot sonde, sondige gewoontes. God se heiligheid breek trots af. God se heiligheid maak harte weer nederig voor hom. So daar's 'n regte reaksie op die heiligheid van God. Nederigheid. Here, ek is nie waardig nie. In daai oomblik, Here, ek is nie waardig nie. Bedoelende, Here, U is so gans anders as wie ek is. Dis die konteks. Aan die ander kant is ons waardig, want Jesus het jou en my lief gehad, en hy het ons gered. En hy was ons skoon, sodat ons waardig geag kan word om voor God te staan. Hy het die eerste reaksie van, Heer, ek is mens, en U is God. Die van julle kan na vore kom. Daar moet 'n oorgawe wees, Here, nie my wil nie, maar U wil. Daar moet gehoorsaamheid wees om te sê, praat Here, die knegt luister. Wanneer ons by mekaar kom op 'n Sondag, moet jy aandag hier kry terwyl die musiekspan opstap, kyk vir my. Wanneer ons Sondag by mekaar kom, ouens, wanneer die gemeente koöperatief saamkom, jy doen, elke dag leef jy met die Here, want ons verstaan die konteks hier. Wanneer ons hier moet kom en ons harte moet ondersoek na 'n weer wat dalk al ons aandag beverg het, moet daar 'n gedagte wees van, Here, ek wil nederig voor U neerbuig. Ek wil sê, dankie Here, dat terwyl ek eintlik as mens onwaardig is, dankie Jesus vir wat U gedoen het. Dat ek vanmôre hier kan staan, kan deelneem aan hierdie diens, saam kan sing, en dat deur Jesus ek waardig geag word. In die samesyn moet daar 'n oorgawe wees, Here, nie my wil nie, maar U wil.
Hoe baie keer bid ons, en dan bid ons wil. En in 'n saamkoms soos hierdie moet daar gehoorsaamheid wees, waar ek en jy in so 'n diens vir die Here kan sê, Here, praat met my. Praat met my. Ek is vir 'n oomblik, in 'n hele week is ek stil, op so 'n manier. Praat ook in die diens vanoggend met my. U knegt luister. Informele Christendom. Informele Christendom kan nie in die teenwoordigheid van heiligheid oorleef nie. En mense het gemaklik geraak in hulle Christendom. Ja, ons het vryheid, ons sal daaroor praat, maar dan moet hierdie eerbied wees, hierdie ontsag, hierdie respek, moet altyd deel wees van jou en my aanbidding. Vraag vanmôre, hierdie die inleiding van ons gesprek oor die heiligheid van God. Wat gaan jou reaksie wees op God se heiligheid? Hoe gaan jy op sy heiligheid reageer? Gaan jy jou sandale aanhou? Of gaan jy jou sandale uittrek? Gaan jy gemaklik bly? Op my manier en op my ritme? Of gaan jy aan God oorgee? Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien. Dis 'n groot vers. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien. Gemeente, sal jy saam met my staan? Ek het nou jou gevra dat as daar dinge is wat jy weet nie reg is nie, om dit voor God te bely. Die belydenis beteken dis opreg, daar's berou in jou hart. En miskien was daar van julle wat gesê het, ja Here, hierdie gewoonte, hierdie ding, ek weet, die Gees praat met my, ek bely dit. Maar reinig my, ons het nou gebid. Nou wil ek jou uitnooi om 'n lied saam met ons te sing, I enter the holies of holies. Ek wil vir jou vra om jou hoor te sluit, ek wil vir jou vra om te maak net soos jy nou is, jy kan jou hande ophef voor God, jy kan kniel, jy kan sit, jy kan voor hom lê, jy kan maak net wat jy wil, maar sal jy vir 'n oomblik vir jouself sê, o siel, ek het te maak met 'n heilige God. Kom ons vereer hom deur hierdie lied wat ons gaan saam sing. En ek wil jy met regtig jou oë toemaak en vergeet van alles rondom jou. Jou kop kan nie nou wees by maandag se program en maandag se agenda nie. Jou kop en jou hart moet nou hier wees. Here, hier staan ek vanmôre. En ons sing oor u heiligheid. Amen. Ons gaan lei vir ons. To worship you only.
U is heilig, hoog verhewe, gans anders. Here, ons bid dat U deur die Gees weer vir ons die respek en die eerbied sal bring, die nodige respek en eerbied vir U heiligheid. Here, help ons om ons lewe te ondersoek om heilig voor U te wandel elke dag. Here, ons kan nie gemaklik wees met gewoontes wat U nie behaag en dan dink U is tevrede daarmee nie. Dit werk nie so nie. U roep ons tot heiligheid. U roep ons, Here, tot heiligheid. Almal van ons, ek ingesluit, mag ons in hierdie week en hierdie jaar, Here, res van ons lewe, hierdie boodskap onthou. Ons het te maak met 'n heilige God. Here, ons wil nederig kom. Ons wil voor U neerval. Ons wil 'n oorgawe bring. En ons wil sê, praat, Here. U knegt luister. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir U heiligheid. Oral waar ons beweeg, mag ons die heiligheid inbring in ons gesprekke, in ons denke, in ons optrede, in ons reaksie, in ons daaglikse lewe. Mag ons U heiligheid, o God, inbring en dit verteenwoordig na 'n wêreld daar buite. Bid ons vanmôre as gemeente in ons harte. Dankie, Here, dat U ons nog waardig ag deur die bloed van Jesus Christus en dat ons die vrymoedigheid het om in te beweeg in die allerheiligste, die troon van genade voor U te kan kom neerlê. Groot is U naam, Here. Here, groot is U naam. Mag vir 'n oomblik nog steek jou hand saam met my op toe. Net. Heilig is U, Here. Reinig ons hande, Here, suiwer ons harte. Maak ons bruikbaar vir U, o God. Halleluja. Amen. Amen. Baie dankie. Neem jou plek. Ons afsluit.